God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader. Hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig. Goeiemôre almal. Dis regtig heerlik om julle almal te sien, om 'n slag meer mense ook in die kerk te hê. Soos julle sal weet, het ons nou maar so geleidelik probeer weer van die, wil ek amper sê, eers ons die aanlyn goeders en toe die inrydiens nou weer so 'n bietjie terugbring hier na binne, en ons is bevoorreg om vanoggend ook die doop saam te vier. So saam met Hermes en Adel en Dirks en Christel en Jacques en Sabrina en hulle families, is ons baie bly dat hierdie dag ook aangebreek het. Julle, so ons in die week bietjie saam kon gesels, het ons gesê, dis ook 'n geleentheid vir 'n gesin om weer saam na die Here te kom en hulle lewe saam aan hom toe te wy. Dit is 'n mylpaal in ons geloofslewe, en hulle het ook skiestig saam met hulle families is so beleef. Vriende, ja, wil ek amper sê in terme van nou hier in die kerk wees, jy sal nou sien, ons het nou so eintlik so zigzag, maar die goed is mos nou maar alles, wil ek amper sê teoreties op 'n manier, kolletjies geplak, waar ons nou veronderstel is om te sit op elke bank. Maar ek ons wil ruimte skep. Dit maak ons nou nie sin as julle nou saam in 'n huis bly, nou nie skielik ver uit mekaar uit te sit nie. En ek gaan nog niemand vra om te skuif nie, maar deesdae weet ons eintlik nou in daai fase waar jy maar vir jouself moet verantwoordelikheid neem, so probeer maar dan, as jy voel as mense te naby jou, dan is daar genoeg ruimte om 'n plekkie te maak. Ons moet nou maar ongelukkig die maskers hou, en weer die mense mee in 'n singery, kan ook nog die virus aangee, maar ons gaan ook nie vir jou stop nou nie, ons wil hê dan 'n bietjie sin wees. Miskien moet jy so probeer om 75% van jou volume te sing, ek weet nie presies hoe mense moet maak nie. Maar vriende, maar kom ons help mekaar. Ek dink dan ons is hier in ons areas, ons dankbaar. Ons is hopelik nie meer in te hoë risiko situasie nie, maar mense wil maar ook versigtig wees wanneer ons nou veral hier by die kerk het, ons nou maar die situasie, dis een van die plekke waar ons nou in groter groepe ook by mekaar. Vriende, ja, ek gaan nou vinnig van die aankondigings doen. Daar is nie baie wat ek wil bevestig nie. Ek wil maar net sê, na die twee liedere wat ons aan die begin gaan sing, die lofliedere, dan kan die kinders wat vanoggend hier is, wat saam by die katedese wil wees of kan wees, is daar 4 tot 6 se geleentheid. Ons hou hulle maar nog so apart vir nou. Hulle kan dan uitbeweeg net na die liedere. Ek sal ook onthou of julle te sê, anders moet julle asseblief self onthou. En dan by vanaand se revolusie is dit die graad 7 en 8 se beurt, as ek reg onthou. En vir julle sal ek nou sien, ons het hier voorop 'n kameraatjie opgestel. Ek hoop dit werk daarom ten minste so goed soos dit gewerk het toe ons dit getoets het. Want dan is dit daarom kykbaar. So ek sal iemand is wat dalk ook vanoggend op die livestream nou al reeds saam met ons kyk. Ons hoop julle kan ons mooi sien en hoor. Ons sal dit ook maar uitbaas as 'n opsie, vriende, selfs as jy dalk nou later iewers 'n naweek weg is en nog steeds ons erediens wil volg, dat dit ook moontlik is. En weet maar so terloops, daai video gaan lê daar, so dit is ook moontlik om dan na die tyd na die erediens te gaan kyk op YouTube, soos wat 'n opname dan ook sou werk. Vriende, en dan dikwels, ek het nou nie eers die aankondiging hier by my nie, maar ons het so mooi gebedskalender dat ons elke week op die aankondiging druk, wat vir mense lei om saam met die verjaarsdag van die gemeente ook elke dag vir 'n aspek van ons gemeentelike lewe of iets wat ons voel ons graag as 'n gemeente aan die Here wil opdra te bid. So hou asseblief die aankondigings na die Bybel en gebruik dit in jou daaglikse gebedslewe. Ek dink as ons so saam bid, en ons weet ons het daar so baie gebedsinisiatiewe nou, ons klop bly op 12:00, om te bly aanhou bid ook vir die situasie in ons land. Reg, ek moes nou mooi dink julle wat ons altyd gedoen het toe ons nou nog kerk gehou het in die kerk, en een van hulle, en ek sien die is aan lekkers. Ek weet nie of wat dalk van die kinders is wat hier is wat nou verjaar die laaste tyd het. Jy moet nou eintlik so as dit van Maart af, as jy hier is en jy het enigiets van Maart af verjaar, dan kan jy maar vanoggend vir jou lekker kom haal. So dit moet omtrent die helfte van julle wees ten minste.
Julle gaan maskers op? Ek gaan nou 'n masker opsit. Baie geluk julle. Ons is bly saam met julle, want ons weet, soos my kinders ook, hulle het ons net so, die lockdown het net begin met hulle al 2 verjaar, en hulle onthou nou nog wat hulle nie partytjies kon gehad het nie, so ons hoop julle almal wat nie kon gehad het, die sal nog iewers daarom iets lekkers doen. Vriende, en dan ja, kan ons maar net sê wel vra ons, wat ons hier by mekaar is daar iemand dan ook hulle huweliksherdenkings gevier het? Kom ons maar, sak jy lang terug is dit ek nou nie dinge gesit nie, maar dit moet ook, kom ons sê nou maar sommer vir almal wat ook in hierdie tyd wat ons nie so by mekaar was nie, en huweliksherdenkings gevier het, net so geluk, en mag het vir julle ook steeds 'n mooi tyd saam wees. Vriende, elke keer as ons hier saamkom om te aanbid, wat beteken dit om te aanbid? Dit beteken om doelbewus in die Here se teenwoordigheid te kom, natuurlik om erkenning te gee vir wie hy is, en onsself aan hom oor te gee. En elke keer as ons dit doen, is ook hierdie aspek van bekering, wat mense op verskillende maniere kan beskryf, om weer geheroriënteer te word, terug na hom toe, om weer daai koersaanpassing te kry. Maar daar is ook baie dinge wat, ek het nou in die begin geskryf, ek so lees, soos die sorge van die lewe, wat Jesus van gepraat het, al die alledaagse goeders, partykeer die klein jakkelsies, maar dit trek ons aandag en ons fokus. Die wêreld hou net aan en ons voel ons moet byhou, ons voel mense verwag van ons om daar te wees en te presteer en iets te deliver, soos ons sê. Ons voel partykeer op 'n dieper vlak, maar ons moet ons waarde bewys deur wat ons doen. En sonder dat ons agterkom, word ons harte verlei om ons eerste liefde, of hy wie ons eerste liefde behoort te wees, te verlaat. So ons kom nou weer, elke Sondag as ons aanbid, kom ons weer om daai eerste liefde te vind in ons harte, soos wat Skalk ook gepreek het, ek dink, laas Sondag, ons harte aan hom optaan. So kom ons begin met hierdie woorde uit Psalm 130. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is haar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Voordat ons gaan saam sing, kom ons word 'n oomblik stil. Kom ons erken, ons begin ons fokus te skuif na die God wat beloof dat hy deur sy seun Jesus en sy gees daar teenwoordig is wanneer ons in sy naam by mekaar is. Kom ons wag op hom. Genade, barmhartigheid en vrede van jou Vader wat weet wat jy nodig het, nog voordat jy dit hoef te vra. Kom ons staan nou, en dan sing ons 2 liedere saam, ons is almal hier te saam, en steeds naby. Here, as ons maar net regtig vanoggend kan ervaar wat ons gesing het, dat jy ons steeds nader trek. Dat die Here by u hart, die Vaderhart, vir ons elkeen plek maak. Dat ons daar kan kom skuil as dit nodig is. Nuwe krag en hoop ontvang. Weer ons eerste liefde herontdek.
En Here, mag ons vanoggend die woord lees. Ou verhale uit die verre verlede. Maar wat weer klink het deur die eeue. Wat elke keer weer ontvang is in nuwe omstandighede. Here, waar die kinders weer op die nuwe plekke is. En waar ons weer na hierdie verhale, Here, kan terugkeer. Kan sien hoe die gewerk het. Here, dat ons ook vanuit Jesus weer kan kyk na ons eie geloof. Aan wie en wat ons toegewy is. Waar ons behoort. En watter dinge ons vashou. Here, gee vir ons helderheid en insig en wysheid volgend. Dat ons kan onderskei in ons eie lewens. Here, wat U vir ons sê, begin altyd by die balk in jou eie oog. Gee ons die moed en die nederigheid van hart om dit ook volgend te doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriend, ons kan so maak ons Bybels blaai na Exodus 32. Goed, julle dink die kinders wacht ook vir my dag. Ja, gelukkig die twee sien staan, toe val het my weer by. Julle is welkom om nou uit te gaan. Kinders kan Hilse en Robbie en Chris al waar vir julle kry en lekker saam by hom kyk en dan julle groepe saam verder gesels. Kom ons lees saam hierdie bekende en eintlik effens ontstellende storie van die goue kalf in Exodus 32. Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg afkom nie, het hulle ouma Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons 'n God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord, haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hulle het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk, hier is jou God, wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Aaron het hoor, het hy 'n altaar vir die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar 'n fees vir die Here. Vroeg die volgende môre het die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna die volk begin fees vier en ons manlig te kere gegaan. Toe sê die Here vir Moses, klim van die berg af. Want jou volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het iets vreesliks gedoen. Hulle het gou die pad verlaat wat ek vir hulle aangewys het en hulle vir hulle beeld van 'n bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom en bring vir hom offers en sê, hier is jou God. Sies tog wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Verder die Here vir Moses gesê, ek het gesien dat dit 'n opstanding volk is hier. Moet my nie probeer keer nie, ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan 'n groot nasie maak. Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê, Here, waarom is U toornig op die volk, vir wie U deur die groot mag en met kragtige dade uit Egipte bevry het? Waarom moet die Egiptenaars kan sê, hy het die Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat die toorn bedaar en wees die volk genadig. Moet tog nie die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat U met 'n eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isak en Israel, toe U vir hulle gesê het, ek sal jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir jou nageslag gee of altyd in besit te neem. Toe die Here daarvan afgesien, die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring. Skiet tog ons lees tot daar. Vriend, so hierdie, ekskuus tog, in hierdie goue bulkalf, het die volk toe uiteindelik iets wat hulle kan sien en aanraak, 'n fisiese ding, 'n God,
nee, soos wat hulle nou onthou daar die Egiptenare gehad het, wat jy kan sien en daar offers bring, en basies saam feesvier met hierdie God. Maar hulle vereenselwig hierdie God, met die God van Israel. Hulle dink dis met hom wat hulle te doen het, in hierdie bulkalf, wat ons dadelik kan aanvoer, is 'n groot misverstand. Toe Marius weer 2 Sondae terug, dink ek, gepreek het oor daai gedeelte waar die volk toe geklaag oor hulle het nie water en die Here gee vir hulle water uit die rots uit, is daar baie opmerklike versie, so 17 vers 7, wat sy ook uitgelig het, toe die volk gevra, is die Here by ons of nie? In hulle woestynervaring was dit 'n kritiese vraag gewees. Is die Here by ons? Is hy dan nou regtig by ons? Is God teenwoordig? Want ons weet van die vuurkolom, en ons weet van die wolk wat hulle gelei het in die dag en in die nag, maar 'n wolk is ook ons maar 'n mistige ding, dit versluier juis wat ons kan sien. 'n Vuur is ook iets wat, jy weet, jy kan nie aan dit vat nie, dit sal jou brand. So daar was 'n bietjie afstand. Daar was kwartels en daar was manna, daar was die water uit die rots. Maar soos met ons ook dikwels in ons lewens gebeur, as mens op sulke goed terugkyk, dan voel dit vir jou soos omstandigheidsgetuienis. Later is jy nie altyd meer so seker, dit was dan regtig as jy weer by 'n krisis kom die Here nie. En Moses was tog 'n groot deel van hulle sekuriteit. Hy was hulle tussenganger. Hulle het gesê, maar hy gaan op na, ek sê so wou nog gesê, daar by die berg Sinai natuurlik, is dit nou duidelik God is teenwoordig, maar dit is versluier agter die wolke. En hulle mag nie naby die berg kom nie, hulle moet van 'n afstand af kyk. Hulle het nie direkte toegang tot God nie, maar Moses is hulle tussenganger. Hy gaan praat met God, en hy luister by God, en dan sê hy weer vir hulle. Maar nou is hy weg. Ons lees in die Bybel 40 dae en nagte het Moses uiteindelik nou daar op die berg gebly by die Here. So nou sit hulle met hierdie krisis. Moses kom nie terug nie. Wat as die man weg is? Wat as hy dood lê daar op die berg? So ons moet ook nie te vinnig oordeel nie. Intense angstigheid en onsekerheid moes hulle oorval het. Hier is hulle in die woestyn. Waarheen gaan hulle? Hoe maak hulle? Wie lei hulle? Ewe skielik praat hulle van Moses, hierdie man Moses. So asof hulle wonder, het ons hierdie ou ooit regtig geken? Onthou hulle aan Egipte, hy nie eers tussen ons groot geword, hy is mos na die Farao se paleis groot gemaak. En nou het ons vir hom vertrou, ons het agter hom aangekom tot hierdie woestyn, en nou is hy daar weg. Wat nou? Intense onsekerheid en angstigheid. Vrugbare teelaarde vir wat ons vandag sou noem populisme, nee. Want angs ontneem ons van ons vermoë om mooi nugter te dink en om pragmaties op te tree. Die Afrikaanse taal eintlik met 'n heel goeie woord, die Hebreëse woord, as hulle sê hulle het saamgedrom om Moses, want ons hoor daar die gevoel van opstand en rebellie, wat ook in daai Hebreëse woordjie lê. Want ons angstigheid maak ons ook hastig. Ons soek optrede, ferm optrede, ons soek resultate, ons soek aksie. En is een van die opvallendste dinge van hierdie storie is hoe Aaron, wat nou eintlik natuurlik die visiepresident was basies, nie hy weer nie, hy spring sommer dadelik in as die volk vra van 'n God, hy maak planne. Mens kan maar dink aan hoe baie dit sekerlik verg, nee, as die druk daar is van die skares, om nie te soog nie, om nie kompromie te maak nie. En as ons hierdie woestynverhale lees, moet ons onthou, dit is nie net 'n geskiedenisles nie. Dit is nou gelowige mense wat terugkyk oor hulle eie verhaal met God en begin om wat mens vandag sal noem teologiese lyne te trek. Wat eintlik vir ons dit al in 'n raamwerk wil sit en wil uittooi en sê, kyk op 'n geestelike manier ook hierna. Kyk na die ryk simboliek in hierdie storie. Kyk na wat beteken die woestyn en wat dit is om in die woestyn te wees saam met die Here. En wat 'n mens daar leer. En hierdie plekke van en kom ons sê maar hierdie slegte tye van ons lewe. Die goue oorringe was deel van die buit wat Israel uit Egipte uitgebring het, net sodat hulle 'n bietjie rykdom het as hulle 'n nuwe begin moet gaan maak.
Dit het typies ook so gewerk in destydse oorloë, nee, die volk sou uitvat by die ander volk wat hulle oorwin het. En as hulle maar hierdie tekens van rykdom, dalk nou maar daar aan die voet van die berg van die Here geoffer het en hulle daar nagelaat het, nou gebruik hulle hierdie tekens van die rykdom van Egipte om vir hulle God te maak, en dan tree hulle eintlik 'n treetjie terug. Of jy nader aan Egipte, eerder as nader aan die beloofde land. Want dis 'n God wat aan hulle behoeftes moet voldoen. Dis 'n God wat moet simboliseer en moet lyk soos hulle wil hê hy moet lyk. Want 'n bul, soos vandag maar nog, simboliseer krag en vrugbaarheid. En dit is vir my nogal vreemd oor baie kulture en godsdienste as mens bietjie gaan lees oor eeue, sedert daardie tyd, want die goue bul of kalf, bul is nog steeds vandag met ons, In 1987 het ek so 'n bietjie gaan oplees, toe die Amerikaanse aandelebeurs, of wat hulle noem swart maandag, heeltemal ineengestort het 'n kunstenaar 'n goue bul gemaak. En hy het daar aan Wall Street in New York voor die aandelebeurs gaan neersit, ons weet daarvan, nog een van bekende landmerke daar in New York. En dit moes Amerikaners, en veral New Yorkers herinner, maar ons kan weer opstaan, in die sin van, ons het die krag en die selfbeskikking om weer ons rykdom, en ons welvaart terug te kry. Vriende, in 'n tyd waar dit ook bespreek word, moet ons oordele 'n bietjie parkeer. Nie net op ons emosies reageer nie, want simbole maak saak. Dit stimuleer ons verbeelding, werk op hierdie onbewuste vlak, dit gee aan ons 'n sekere identiteit. En daarom is die tweede gebod, naas die eerste gebod, so belangrik. Die eerste gebod, wat Skaap oor gepreek het, laas Sondag is, jy mag naas die Here geen ander gode hê nie. Die tweede is, mag nie vir jou 'n afbeelding maak nie. Want al ons afbeeldings, en vandag lyk dit dalk nog anders in ons konteks, as dat ons nou fisies vir ons 'n gootjie daar by die huis gaan bou, ons weet dit lê vir ons op 'n ander vlak. Maar enige manier ons probeer om afbeeldings van die Here te maak, of iets van die dinge wat eintlik net aan die Here toekom, waaroor hy moet beskik, te assosieer met ander goeders, dan is dit alles maniere hoe ons God probeer klein maak of vervang, om vir ons 'n handvatsel daar te gee. En vriende, hier is die heel gevaarlikste een, is wanneer ons verward raak tussen wie God regtig is. As ons die simbole wat ons geskep het, wat eintlik nie vir hom verteenwoordig is, sy naam begin gee, dan is ons juist 'n gevaarlike terrein, waar goedgelowige en welmenende mense ook mislei word, ook baie keer saamgeneem word by verkeerde goed. En daarom moet ons eie harte, en ons eie strewes, en ons eie simbole, by die kerk, in ons besighede, by ons huise, ons skole, in die politiek, ons moet dit fyn kan. Vir die dinge wat aan ons identiteit gee. Want dit vorm ons hart, dit vorm ons denke, dit vorm ons gedrag. Dit kruip oral weg. Dit is in standbeelde. Dit is in logos en kentekens. Dit is in argitektuur. Dit is in stadsbeplanning. Dit is in vla. Dit is in kleredrag. Dit sit in ons maniere van doen, in ons prioriteite, in ons kultuur. Dit is die Egipte of die empire in ons. Dit is die koninkryk van die donker wat homself voordoen as die koninkryk van die lig. En dit is die gevaarlikste. Nie iets wat baie duidelik boos is, maar iets wat voordoen as iets goeds. En dan vind ons uit in die naam waarvan word eintlik bose dinge gedoen. En vind dit is moeilik om oor hierdie goed te praat, sonder om daar op tone te trap. Maar ons het definitief wysheid en onderskeiding nodig. Veral oor die lig van die golwe van skok en verwerking, wat ook na aanleiding van die dinge wat in Senekal gebeur het, die laaste week deur ons almal gaan. Want vriende, as ons God gebruik, net vir ons en ons mense,
Maak nie saak hoe ons dit definieer, soos die mense deesdae sê, jou tribe. En glo dat op 'n manier moet God sorg dat ons en ons mense meer welvaart het, meer sukses het, meer sekuriteit het, meer dominansie het of meer in beheer is. Dan is ons op 'n gevaarlike plek. Dan noem ons ander goeders op die naam van die God van Israel. C.S. Lewis, ek gaan my aanhaling nou skade aandoen, want ek gaan nou hier probeer onthou, maar ek het in die week, toe ek nou lees met hierdie goed besig was, toe lees ek 'n aanhaling van C.S. Lewis. Toe sê hy, as 'n mens jouself, en nou vertaal ek dit ook nog, as 'n mens jouself onvoorwaardelik gee aan nasie, party, volk, of wat ook al, dan gee jy aan 'n afgod dit wat uiteindelik net aan God toe kom, of dan gee jy eintlik aan, hy sê eintlik, dan gee jy aan Caesar, die keiser, wat net aan God toe kom, en dit is jouself. Wanneer my God, net soos ek dink, die mense haat wat ek haat, die mense liefhet wat ek van hou, dan is dit nie meer God nie. Vriende, die woestyn is nie maklik nie. Klomp dinge gebeur om ons, wat die mense kan goed praat, wat jy diep oor ontstel en hartseer is. Die woestyn is nie maklik nie. En ons is in baie opsigte dink ek, moet ons nou assosieer met Israel in die woestyn. Ons moet weer daai lesse leer. En daar is 'n hele klomp van hulle. Maar ons moet ook die versoeking sien vir wat dit is. Ons moet die angstigheid in onsself erken en raak sien. Ons moet agterkom hoe die angstigheid ons beweeg om dalk te gryp na valse vorme van sekuriteit, na populistiese leiers wat baie beloftes maak, of wat dalk geweld aanpor, of wat dalk aanhou om ander mense te stereotipeer, asof dit net ons is wat goeie mense is, en hulle is slegte mense. Kitsgodsdiens, nee. As ons so laat bid en so lank en as ons so vas, dan sal die Here, jy weet nie seker beloftes in die Bybel het. Dis ook nie hoe godsdiens werk. Die punt is, vriende, ons hou nie van wag nie. Moses het 'n lang getal en die volk kon nie meer wag. Maar dis 'n sentrale geestelike beginsel. En daai wag op die Here beteken nie ek doen niks nie. Dit beteken ek reageer nie, dis ingesteldheid. Ek reageer nie uit myself uit nie, uit my eie impuls uit my eie ego uit my eie ek uit, soos ons sou sê. Vriende, want sonder die wag by die Here, op die Here, kan ons nie weer vertrou nie. In die woestyn, so het ook baie van ons voorvaders, die groot ook al daaroor gesels, getuig, kom suiwer die Here ons. Dit is 'n suiweringstydperk waar ons vals beelde van God en die valse dinge waarop ons vertrou, die quick fixes, waar ons daarvan gereinig word, gesuiwer word. Maar die goue kalwe in alle forme is baie verleidelik. Dit bied dikwels kortstondige plesier. As jy dalk gou kan saamgaan op die pad van korrupsie, of as jy dalk daai impuls het om geweld te pleeg en jy doen dit gee dalk kortstondige plesier. Maar dis alles deel van die lewe van slawerny. Dis alles deel van wat die Nuwe Testament se noem ons ou sondige lewe, wat tot die dood lei en sal lei, net tot verdere vernietiging sal lei. Net die ware God bring vrede en vryheid. Ons kan hom net aanbid as ons aanvaar. Ons kan hom nie vasvat in ons voorstelling nie. Ons kan hom nooit vereenselwig met enige iets van ons simboliek nie. Dis alles tydelik, dis alles goeders waar ons liggies moet vashou. En vriende, ons kan maar aan hom beheer oorgee. Ons sal definitief minder stres en angstig wees. Want ons is baie beter af as die Israeliete van ouds. Ons het 'n nuwe tussenganger en 'n leidsman gekry in ons woestyn. Johannes skryf so pragtig in sy eerste brief, wat so kontras is met die Israeliete se ver af ervaring by die berg. Van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien,
Ja, ons het hom gesien, en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Ons staan nie meer van ver af en kyk aan die voet van die berg met vrees om nader te gaan nie, want ons God het nou 'n gesig gekry, 'n betroubare gesig. Een wat die Bybel sê, hy is die ewebeeld van God. As ons na hom kyk, dan sien ons God en niks anders nie. Hy bevestig, sy Vader is ons Vader. En ons kan met vrymoedigheid nader kom. Hy tree ook soos Moses vir ons in. Hy maak die verhouding weer reg. En vriende, kom ons bly kyk na hom. Hy is die enigste, wil ek amper sê, symbool. Ons kan seker van hom iets maak wat hy nie is nie, maar hy is die enigste symbool van ons geloof. Dat ons nie in die steek kan laat nie. Dat ons nie kan verlei nie. As ons vashou aan sy gekruisigde hande, as ons bly aanbid by sy gekruisigde voete, as ons in hom kan wees, en in sy liefde, en sy deernis, sy selfopoffering, sy diens, dan sal ons in en by die waarheid bly. Amen. Here, as ons nou voor U stil raak, vir ons vra, Here, dat U in hierdie woestyn ervarings van ons, saam met al die medegelowiges in ons land, Here, in verskillende kontekste, dorpe en stede, verskillende rasse en kulture. Here, weet ons dat U het gesê, ons medegelowiges, wie hulle ook al mag wees, is ons eintlike familie. Dis waar ons behoort. En vanoggend, Here, in geloof is ons een met hulle, soos ons, soos die 12 artikels ook getuig. Ons glo in een heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die wat afgesonder is vir God, die wat hy uitverkies het, om deur sy Seun, ons Here Jesus Christus, aan hom te behoort. Here, dit is ons mense, in die heel eerste sin van die woord. En ons vra dat U ons in die Gees sal saambind in liefde, dat ons brûe sal bou, Here, aan mekaar, dat ons sal uitkry, dat ons sal leer om empatie en begrip vir mekaar te kweek, om brugbouers, vredemakers en bedienaars van die versoening te wees. Hier is ek, Here, gebruik my. Amen. Vriende, ons het die behoefte om te behoort as mense. Om te weet ons behoort. En die Here skep ons ruim geleentheid daarvoor, nee. Baie van ons sal weet wat is die plekke van behoort wat ons koester. Daar is jou werk 'n baie lekker omgewing, maar vir baie van ons sal dit primêr wees aan by my gesin of by my familie. Of partykeer 'n bietjie verder, hier in my skoolgemeenskap of in my buurt, voel dit ook lekker om te behoort. Ons sal ook soms as mede-ondersteuners van 'n sportspan 'n lekker samehorigheid voel, 'n plekkie om te behoort. Ek's burger van 'n land. En dan natuurlik ons herkoms en ons kultuur en ons taal en ons dinge. En as dit so nie fout nie, is deel van menswees en is gawes van die Here. Maar die Here maak dit natuurlik ook duidelik deur baie voorbeelde in die Bybel. Dit is goed wat ons liggies moet vashou. Want dit gaan nie ewig, dit het nie ewigheidswaarde nie. As ons almal saam is, daar uiteindelik om die troon van die Here, dan sit mense uit elke stam, taal, volk en nasie, sodat Paulus nou al reeds aan die gemeente in Galasiërs ons skrywe, nou maak nie saak of iemand man of vrou, slaaf of vry, Jood of Griek is nie. In Christus is ons almal een. En daarom word al hierdie beelde, wat ons help om te verstaan dat ons behoort, ook op die kerk toegepas. Die belangrikste is van hulle. Jesus sê al, wie is my familie, is die mense wat hy wil doen, van my Vader wat in die hemel is. Hierdie is ons familie. Nie net hierdie nie, die wêreldwye liggaam van Christus. Ons, die wêreldwye liggaam van Christus, is God se volk. Ons is burgers, nie van 'n aardse koninkryk nie, maar van die hemelse koninkryk. Dis ons fundamentele en ewige plek waar ons behoort. En dit is waarvan die doop betekenis
vriende, en wat ons vanoggend hierdie babas gaan bedien. Die groot guns van God, wat sê hier, in hierdie kring, van die uitverkore kinders van God, sy nuwe volk, sy familie, sy huishouding, burgers van sy koninkryk, dis waar hulle thuis kom. So ek gaan vra vir Ernest en Adel, Dirkse en Christel en vir Jacques en Sabrina, asseblief hier voor te kom staan, en dan kan ons ook sommer reël, as julle voor is, dan kan die klein goed ook sommer ingebring word, asseblief. Geliefdes in die Here Jesus, julle het gehoor, die doop is 'n goddelike instelling waardeur die Here sy verbond van genade verbond is, 'n sterk ooreenkoms, 'n vaste verbintenis. En ons kinders waarborg en ons al die gawes van Christus skenk. En bevestig dat jy die doop hiervoor gebruik en nie vir enige ander rede nie. Antwoord asseblief hierdie volgende 4 vrae. Die eerste een, glo julle nie die enige God soos in die Bybel aan ons bekend gemaak is? Aanvaar julle die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, en hier verkondig word die ware leer van die verlossing is. Bely julle dat die kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort, en daarom tot lidmate van sy gemeente gedoop behoort te word, en beloof julle, laastens, om julle en julle kinders, volgens hierdie leer van Jesus, groot te maak, vir hulle voorbeeld te wees in hoe julle lewe, en om ook die gemeenskap van gelowiges, wat deur ons verteenwoordig word vanoggend, vir julle as ouers hiermee te help. So Ernest en Adel wat julle antwoord, Sabrina en Jacques, Christel en Dirkse. Nou is dit my voorreg julle, ja, Carly is nou eerste, ek sien Carly se foto is gereed, so kom ons gaan haar eerste, ons gaan haar so eerste doen. Carly Kliete, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en jou sy vrede gee. Amen. Reg ons. Ek kan maar vir Roan bring. Roan Bekes, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Christian Gustaf van Skalkwyk, ek doop jou in die naam van die Vader
die Seun en van die Heilige Gees. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal te oorwinning verskyn in jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou gebede gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is hier saam eintlik om hier by die kruis te kom stil word vir 'n oomblik. Om weer, Here, dit wat U aan die kruis gedoen het, U gesê het, dit is volbring. Om die waarde daarvan, Here, vir ons toe te eien. Dat U vir ons die nuwe lewe gegee het, sodat ons ook nou die simbool van die wedergeboorte, die nuwe lewe in Jesus aan hierdie kinders kom bedien het. Here, ons bid dat hulle sal opgroei saam met hulle ouers en aan ons nader sal kom aan U, steeds dieper sal ingroei in die krag en die lewe van die evangelie, van die koninkryk van God, dat hulle met entoesiasme sal deelneem meer aan die avontuur daarvan, om in hulle regte lewe en die omstandighede waarin hulle gaan groot word, navolgers van Jesus te wees. Here, mag ons elkeen doelbewus as verbondsouers, nie net die wat hier staan vanoggend, die Here, maar ons almal wat ook hier is vanoggend. Here, om net onsself toewy en sê, Here, hier is ek, lei my om my kinders reg te vorm, om vir hulle voor te gaan in hoë lewe. En Here, gee dat ons elke dag sal kom inprop by U, sodat ons kan lewe uit die krag van die ware wynstok. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, wil ek geluk sê, ons gaan ons so een lied op julle speel. Ek gaan net geluk sê, julle, as ons julle afbeweeg, julle net daar so kyk, wat is die regte pakkie vir julle, en dit saamneem asseblief, en dan, dis vir jy, kom speel eers so, sit ons 'n liedjie aan vir so kort rukkie, dat ons gereed is om oor te neem, en ons as gemeente, met 'n kans om ons dankkoffers te gee. Vriende, as jy daar iemand is die buite wat nou vir my hoor en op die radio luister en julle wil ook 'n dankoffer gee, ons gaan vanoggend ook deeroffers gee. As jy nou saamgebring het en onthou ons maar vir volgende keer, wys asseblief as daar mense buite beweeg, as daar ook iemand in 'n voertuig is wat ook 'n dankoffer wil gee. Alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, wat deug of lofwaardige saak, nou ook al mag wees, daarop moet jy jou gedagtes rig, en die God wat vrede gee, sal by elkeen wees. Dit so veel